So, die eerste sessie het gegaan oor die getuienis, wat het Jahwe gesê en wat het ons teruggeantwoord. Die tweede sessie het gegaan oor sy vuur, sy stem en die bevestiging dat hierdie God is onveranderlik. En dit is bewys deur juis hierdie spesifieke feesdag. En nou kan ons 'n bietjie kyk na wat is die profetiese bedoeling agter hierdie feesdag? Buiten om nou vir jou die Torah te gee by die berg Sinaï, wat ook maar deur die Ruach gespreek is dieselfde Ruach wat die Torah gee. En daai Ruach kom nou neer op tongevuur in die Nuwe Testament. Wat gaan regtig aan met Shavuot? Waar is Shavuot in die tydlyn? In die middel van die feeste, middel van die jaar. Laat dit jou nie bietjie dink aan die 3,5 jaar, when you see this, then the witnesses will witness for 42 months, then the dragon will persecute the saints for 1260 days, then there will be no rain for 3,5 years. In die middel van daai week. Shavuot is in die middel van die 7 feeste. Jy 3 feeste in die begin, dan het jy die middel en dan het jy die 3 feeste aan die einde. So die feeste in die begin is mos klaar vervul. Joshua het mos presies tot op die sekonde toe Pesach en Unleavened en Bikurim vervul. Shavuot is vervul hier in Handelinge. Dis iets wat fisies tot uiting gekom het. En die laaste 3 is natuurlik nou nie vervul nie. So Shavuot is half hierdie balans in die middel. Shavuot is amper in die middel en jy het die springfeest aan hierdie kant en jy het die volfeest aan hierdie kant en dit is in absolute equilibrium in balans. En waarop sê jy? Presies soos die menorah, daai spulpunt waarmee ander 3 branches roteer. En wat is die spulpunt? Waar gaan Shavuot? Ja, Joshua doing what? Covenant. Shavuot gaan oor covenant. So beide die profetiese verstaan van wat aan die einde moet gebeur met sy mense wat in covenant is. So is dit ook daai finale streep in die sand. In die middel van die 7 dae, die laaste 7 jaar van die tribulation, gaan dit daai streep in die sand wees. In die middel van die 7. Is jy in covenant of is jy nie in covenant nie? Want van daar af, this is die day. Want van daar af, as jy in covenant is jy in die moeilikheid. En as jy nie in covenant is nie, is jy okay. Want jy kan koop, jy kan gaan verkoop, jou kop gaan nie afgekap word nie, jy gaan lekker in jou smart cities bly en jy gaan met jou digital ID alles kan doen en jy gaan krappe en wurms en krieke en goed eet en jy gaan as jy te veel asemhaal en te veel vaart het met CO2, gaan jou deur nie meer kan oopmaak met jou chip in jou hand nie, dan moet jy buite kan slaap. Maar môre, net gaan jy dalk weer as jou carbon usage weer okay is, gaan jy dalk weer toegelaat word. Jy weet, so jy gaan okay, jy gaan 'n lekker lewe hê. Jy hoef niks, jy gaan nie eens meer kan dink nie, want ek meen op die einde van die dag is 6G ingekom het en die samesmelting van al die stroombane, op die United Nations website gee hulle vir jou what to do in a zombie apocalypse. Het gaan nie zombies wees wat opstaan uit die graf uit en half the living dead is nie. Ons breins gaan so begin geaffekteer word, nie net met GMO en chemtrails nie, maar met die EMF, met die electromagnetic frequencies en die pulses. En jy moet dink watse frequencies en watse kommunikasie gaan nodig wees om die hele wêreld op een digital vlak, op een stelsel te hê. Ons gaan vraai, jou brein vraai in daai sop van EMF waarin ons leef. So, en nêrens selfs op die plase, ons gaan dit hê, daar's chemtrails daar en wat ook al, so we can only do what we can do, and what we can do is not to allow them to put stuff inside our bodies. Ons kan nie veel doen aan dit wat ons inasem. En dit wat ons uit die water uit en goed kry, nie, jy kan jou water skoonmaak en daai goeders. Maar wanneer jy besluit jy is in covenant, en terwille van dit wat jy verstaan van covenant met hierdie God, kan jy jouself nie vereenselwig met die God van die wêreld en met al sy reëls en regulasies
wat in elk geval in die Bybel voorspel word, gaan maak dat jy op die einde van die dag in die warm plek beland nie. En dat die pla en die goed op jou gaan val soos in Egipte nie. Want die woord sê, grievous sores fell on those who had the mark of the beast. So wat is die teenoorgestelde van dit? As jy nie die mark of the beast het nie, whatever jy dink dit is, of is iets te met Torah, dan gaan jy nie grievous sores hê nie. So dan loop jy rond en jy het nie, weet jy wat 'n grievous sore? So ongeneeslike wond en dit rip bloed en pas en daai geel en is juk, maar jy kan nie krap nie want dit is so seer. Dis dieselfde as een van die 10 plaae in Egipte. Hulle het ook grievous sores gehad. Wie het nie grievous sores gehad nie? Die wat in verbond was, die kinders van Abraham, Isak en Jakob. As jy in Yeshua glo, is jy die saad van Abraham, Isak en Jakob. So hulle was in Goshen en hulle het nie grievous sores gehad. En so wat gebeur aan die einde van die dag? Jy loop rond, hulle sê, wat? Hoe kry jy dit reg om nie sores te hê nie? Let me tell you about the prophecy of what's happening to you right now. Jy dink hierdie is as gevolg van 'n nuwe virus daar van China af. Nee, moet wys vir jou. Ons trek al by die 4de plaag. Ons trek al by die 2de seël. Check hierso. Wat is dit die Bybel? Ag nee, die Bybel is 'n fairy tale. Ja, al hierdie dinge is geprofeteer wat jy nou hier sien gebeur. Ons is 'n eyewitness. Sien daai ding wat daar gebeur. Hier is dit geskryf. Daai ding wat daar gebeur. Het jy 'n implant gevat? Is jou brein deel van die Internet of Things? Is jou gedagtes geupload in the cloud? Kan jy jou deur oopmaak net met 'n gedagte? Jy weet, dis wat die Bybel sê. You're busy going into the image of the beast. They will look for death and they can't find it. Want die serpent se promise van you will not die moet waarkom. En wanneer mense oorgaan in transhumanism na Humanity 201, raak jou fisiologie en jou biologie en alles maak hulle soveel beter en they enhancing humanity that eventually it will not be impossible to be immortal. En dis wat die woord sê en ons kan dit klaar sien. Anyway, ons was besig met, kan nie onthou nie, whatever dit was. Nou gaan ons aan. Dis die spulpunt waarom alles draai. Die hele 7000 jaar. Hier's die 7, wat's in die middel van die 7, die 3,5 jaar, Shavuot. Alles draai om covenant. Dis hoekom Jehova sê, if you obey my covenant, you'll be my peculiar people and I'll be your God. En hulle wat in covenant is, gaan terug in die tuin van Eden. Hulle wat buite covenant is, gaan hulle self vind buite die mure van die nuwe Jerusalem. Daarom is dit nodig om te weet, wat het hier met Shavuot gebeur, wat nou weer profeties is, van hoekom moes dit nou hierdie hele 6000 jaar vat? Hoekom kan dit nie net vinnig, abracadabra, hy vat almal wat lief is vir hom, maak ons sy volk en begin 'n nuwe hemel en aarde. Hoekom moet dit nou hierdie hele profetiese tydperk vat? Want die ding is, toe hy sy woorde gespreek het, en hy het 6 dae gevat om dit te spreek, het hy daar 'n patroon in plek gesit. Dis nie sy skuld dat dit nou 6000 jaar vat nie. Sy patroon is in plek gesit, en so het sy patroon in plek geraak deur al die tye. Elke keer as jy iets lees in die Bybel, dan gee hulle vir jou tye. Dit werk ongelooflik interessant uit, hoe hierdie goed inval met die periodes wat toegeken is aan dit. Daarom gaan daar 'n tydperk wees. The little horn will persecute the saints for 1260 days in Daniel. En dan word dit weer bevestig in Openbaring. So daar's 'n time appointed. O ja, dis wat ek by wou uitkom. As ons hierdie periodes en hierdie patrone verstaan, gaan dit ons help om te endure. Waar ander mense gaan vra, wanneer kom Jesus nou? Ander mense gaan vra, hoe lank gaan hierdie nog aangaan? Ek is op my einde, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. So as ons nie gaan weet wat die patroon is, en dit verstaan, en Jehova toelaat om sy weet te laat uitwerk, soos wat hy gepredestin het, wat hy weer die beste is nie, gaan ons moed verloor. En as jy moed verloor, wat gaan jy doen? Wat is die voorbeeld hier met die eerste Exodus? Terug gaan Egipte toe, jy wil dadelik omdraai en terug gaan Egipte toe. En dit is die probleem. En ons probeer die woord soveel as moontlik met mekaar deel, so that we can eat the bread and be filled
and not live from physical Egyptian bread alone, but from every word that comes from the mouth of Jehovah. En hoekom kan ons nie, hoekom bevind ons onsself nou in hierdie verskriklike situasie as 'n wêreld? Hoekom is die wêreld nou in hierdie situasie waar ons niks van hierdie goed verstaan en die hele wêreld is besig om verlore te gaan? Omdat in Exodus 20 nadat hy toe nou sy bruid geroep het, covenant gemaak het en gesê het, hier is my stel reëls, toe sê sy, ek weet nie meer so lekker nie. So daai voorbeeld gee vir ons verstaan van die hele dilemma waarmee humanity sit, tot en met die einde. So kom ons kyk gou daarna. Exodus 20 vers 18. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Deuteronomium 5 vanaf vers 29. Jehovah sê, want nou staan hulle ver weg, né? Hulle sien en hoor alles, nou staan hulle terug. Nou sê hierdie husband, as julle maar net 'n hart gehaat het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met julle en julle kinders goed kan gaan, vir ewig goed kan gaan. As julle maar net 'n hart gehad het. Hoor die versigtiging van hierdie God wat, sien jy daar son daar buite? Hy het daar son gemaak. Sy versigtiging is, as my kinders, my vrou maar net 'n hart het vir my. Maar hy sê, nou het julle nie. Julle het nie hart vir my nie, so wat? Gaan terug na julle tente toe. Kyk dan, vers 30. Gaan terug. Sê vir hulle, gaan maar terug na julle tente toe. Gaan sit nou maar op julle agterente in julle tente. As julle nie 'n hart het vir my nie. As hulle maar 'n hart gehad het vir my, maar omdat hulle nie het nie, gaan sit in julle tente. Maar gelukkig sit julle nou nie in julle tente nie, julle sit hier en ons het lunch gehad. En in die weermag was hierdie gewoonlik die wicked hour. So ons moet gereeld op en af spring en net 'n bietjie die bloed in die gang kry. So as ek 'n gesig sien wat so blink, dan gaan dit net so 'n bietjie opspring. So julle hoor Vader Jehovah se hart. Hy sê dit nie net hier vir Israel, hy sê dit vir ons vandag. Hy sê dit vir die mensdom in die laaste dae. Ag, my mense, ek het jou dink jy regtig jy kom van 'n bobbejaan af? Dink jy regtig jy het geëvolueer uit 'n vis uit? Ek het jou gemaak, as jy maar 'n hart gehad het vir my. Maar jy glo al die leuns van die vyand. So gaan sit in jou huis, glo die leuns van die vyand, vat jou smart devices, laat hulle alles oorvat in jou lewe. Moenie meer jou Bybel lees nie. Moses, die dominee sal dit gaan doen, hy sal die Bybel lees en hy sal Sondag vir jou 'n halfuur preek gee. Dis al wat jy hoef te doen. Mense vat nie eens meer 'n Bybelskerke toe nie, want die dominee lees in elk geval net een vers. So gaan terug tente toe, dis oukei. Hierdie wat ek wil bespreek by Berg Sinaï tydens Shavuot is dan nie vir jou nie. En dit was nie vir hulle nie. Op die einde van die dag, van 3 miljoen mans wat uit Egipte uitgekom het, 2 in die beloofde land in. Caleb had a different spirit in him. Wat is 'n different roog? O, die roog van God was hier by die berg en toe is daar 'n ander roog. Nee, he had a different attitude inside of him. The same roog, the same sun that can burn you, can also make the plants grow. Dieselfde vuur wat jou verbrand, gaan jou ook purify in 'n refiner's fire. Dieselfde gees wat jou trek na Vader toe. As jou hart nie reg is nie, gaan jou so skrik maak dat jy wil liewer omdraai en terug gaan tent toe. Jy bedoel Ephraim en Juda. Ja, Ephraim en Juda is konsekwent reg deur die woord. Van wat se tribe was Caleb? Hy was nie van 'n tribe nie, hy was ingeënt en toe word hy die leier van Juda. En Joshua? Jy het nou net gesê daar's 'n consistent boodskap van Ephraim en Juda reg deur die woord. So hoe toevallig is dit dat Caleb is from Judah and Joshua is the leader of? Gaan lees jou Bybel. Hoe kan dit toevallig wees? So hy sê, as julle maar 'n 'n hart gehad het, maar nou het julle nie. So gaan terug na julle tente toe. 'n 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 'n
Handelinge 2 vers 39. Handelinge 2 vers 39. Luister mooi. Luister mooi. Want hierdie belofte is so mooi. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Is dit in die English? All those who are far off. Wie's far off? Die wat die naam van Jahoua ons Elohim aanroep. Daar waar jy ver is, waar jy die naam van Jahoua aanroep. En dit is Deuteronomium 4. Julle ken dit nou al. So Handelinge bevestig. Hy praat nie met elke Tom, Dick en Harry nie. Hy praat hier met die Jode wat in Jerusalem is en hulle wat far off is, wat daar ver is. En hier sê Jahoua in Deuteronomium 4, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis, vers 26, teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarheen julle oor die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En Jahoua sal julle onder die volke verstrooi. En 'n klein bietjie van julle sal daar waar julle onder die nasies verstrooi is, oorbly. Julle sal min wees, daar tussen die nasies waarheen ek julle drywe. Daar sal julle ander gode dien, die werk van mense hande. Dan sal julle daarvandaan na Jahoua julle Elohim begin soek. So jy dien ander gode. Israel kan nie herken word nie. Israel is nie geskatter tussen die nasies en ek sien jou want jy hou Shabbat nie. Nee, wie hou Shabbat tussen die nasies? Die Jode. So nou kyk ons na die nasies. Almal aanbid een of ander God. So wieever Israel is, het vergeet dat hy Israel was. Hy het gentaal geword. Julle aanbid ander gode. Maar dan sal julle daarvandaan Jahoua, julle Elohim begin soek. Iets binne in jou gaan maak dat jy hom begin soek. Daar waar jy ver weg staan. Jy wil nie by die covenant gestaan het nie. So gaan terug na jou tent toe, gaan in die nasies in, gaan dien jou afgode, gaan drink jou bitter water met die goud van die goue kalf in, laat jou belly swell and your thigh rot, because you're the whoring wife from Numbers 5. So gaan doen dit. Maar daar waar jy is, as the prodigal son, who did the same thing, en hy sit tussen die varke, and he remembered his father's house. Daar waar julle tussen die nasies is, as julle terug verlang na my en my soek, sal jy my vind as jy my soek, met jou hele hart en jou hele siel. Nie net met, ek hoop Jahoua praat, ek hoop die Here praat met my. Ja, ek gaan met jou, het jy, mense sê dis nie baie funny nie, daar is so 'n meme wat ek eendag gepost het op my status, van die een kat wat vir die een kat sê, dit sê hierso me, en die ander kat is Holy Spirit, né? Dit is nou kerkding. Dan sê me, why don't you talk to me? En dan kom die ander kat, en sê hy, die katte maak my so, dit is slam ook, en sê die kat, lees die Bybel wat ek jou gegee het. So, ek dink is so funny. But you want the Lord to speak to you, but you're not searching for him with all your heart. Jy wil bietjie kerk toe gaan, en jy wil bietjie in die wêreld wees, en jy wil bietjie jou tradisies en jou goed doen, maar wie kan 2-3 ure sit en Bybel, vers na vers na vers? In die kerke is dit motivational speaking. Jy moet goed en lekker voel, want jy moet jou 10de gee einde van die maand. Ek kan nie vir jou sê, jy's 'n hoer nie. Die woord sê, die 10 noordelike stamme het gehoereer. Die prodigal son het gaan hoereer. Israel is gedivors, want sy's 'n hoer. Sê dit in die kerk. Jy gaan dit nie hoor nie. So wat se soeke is daar in hierdie wêreld? Wat sê Vader Jahoua in Deuteronomium 5? As julle maar net 'n hart vir my gehad het. Daar waar jy na my soek met jou hele hart en jou hele siel, sal jy my kry.
As jy in tribulation is, die Afrikaans sê nood, stupid woord. Die Engels sê, when you are in tribulation, and all these things come, nou lees ek sommer, ek sê Engels, maar ek lees Afrikaans. When you are in tribulation, and all these things that has been prophesied come upon you, in the latter days. Die Afrikaans, as jy in die nood is, en al hierdie dinge aan die einde van die dag, kom oor jou, dan sal jy jou na Jahoua terugkeer, en na sy stem, Shema. Want Jahoua, jou Elohim, is 'n barmhartige ja. So, hy sê in Handelinge, hierdie belofte, hierdie geprofeteerde goeders is alles vir julle wat nou hier by mekaar kom, julle Jode, as ook vir hulle wat ver weg is. En wie is hulle wat ver weg is? Wie is hulle wat ver weg is? Doen 'n search, far off, ver weg. Lees die boek van Hosea. Lees oralster waar Ephraim en Juda gesplit word. En Ephraim goes far away. Those who are far away. Dis Ephraim. Dis die lost sheep of the house of Israel. Of the house of Ephraim. Of the house of Joseph. Hulle is die 10 stamme. Die verlore, misterieuse 10 stamme. O, hulle is gevind in Noord-Amerika. Het julle nie gehoor nie? Nee, die Bybel sê, jy sal vergeet van jou covenant met Jahoua. Jy sal vergeet dat jy ooit deel was van Israel. En wie ever Israel is wat geskatter is tydens 836 BC deur die koning van Assirië, hulle is lankal gebaster met die hele heidense wêreld. Jy weet lankal nie meer wie jy is nie. Maar, wat sê dit? When you are in tribulation. Wat sê Moses? As julle maar hierdie dinge verstaan vir die laaste dae. Wat sê Jakob? Hy seën vir Ephraim en Manasseh en hy sê, let me tell you what will befall you in the end of days. En so kan jy deur al die profete gaan. Gisterand vir julle gesê, Paulus sê tot die engele is begeerig om hierdie goeders te kan verstaan, maar tot nou toe was dit verseël. Lukas 17 vers 11 tot 13. Ek gaan lees en een van julle gaan sê, oh, wow, en dan gaan julle gaan sê, hoekom sê julle, oh, wow. Lukas 17 vers 11 tot 13. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria na Galilea gegaan. Ek help julle, okay? En toe hy in 'n sekere dorp kom daar 10, ek help julle, melaatse manne, om tegemoet wat op 'n afstand verstaan. Ag, ons kom maar daarop. 10 tribes standing far off in Samaria, die noordelike gedeelte van Israel. Ephesians 2 verse 11 to 13. Ek lees vir julle. Daarom, daar praat nou met die Ephesians, né? Daarom, onthou dat julle, Ephesians, julle wat Diana en Artemis, die Queen of Heaven, aanbid, met haar seentjie wat gebore is uit die Isis womb. En wanneer is dit hulle aanbid dit, né? En julle weet hierdie gode het bestaan, julle weet die fallen angels was actual gode gewees. Hierdie is nie net standbeeldjies nie. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene was, ek weet nie wat julle nou nie, maar vroeër was julle heidene, in die vlees en onbesnede genoem word deur die Jode wat besnede is. Onthou julle dat julle in daai tyd sonder Christus was, vervreemd van die wat? Kyk in julle Bybel. Burgerskap van Israel. Daar is nie 'n Nuwe Testamentiese kerk gebore op Shavuot of Pentekost in Handelinge 2 nie. Elke stam, nasie, volk en taal was onbesnede, dood in julle sonde, julle was vervreemd, vreemdelinge van die
burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbond van belofte. Wat is 'n verbond van belofte? Shavuot. As julle my mense is, ons het dit nog heeltyd behandel van gisterand af. En waar daai belofte wat, as julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle God wees, julle is my volk, kom ons gaan lekker beloofde land toe. Waar kom daai covenant vandaan? Abraham. Dit gaan so ver terug as Abraham. En waartoe wil Abraham teruggaan? Na die beloofde land toe. Wat was oorspronklik daar? Die tuin van Eden. Dit gaan alles oor God se oorspronklike plan om sy man en vrou wat hy gemaak het vir homself, om saam met ons te leef in paradys. Wat was in die middel van die paradys in Genesis? Boom van lewe. Wat is in die middel van die Nuwe Jerusalem in Openbaring 21? Boom van die lewe. God wil terugkeer na daai oorspronklike plan toe. Maar nou het hy sy mense geskatter tussen die Efesiërs. Hy sê nie vir Efesiërs, julle 3 is Israeliete, kom julle hier, die res van julle is Efesiërs nie. Julle Efesiërs, ek weet nie wie van julle is dalk verlore skape van Israel nie. But if you shema, it's a telltale sign. Jy kan net sowel sy naam op die voorkop skryf. If you shema, you're Israel. Maar tot en met nou, nou sê ek alweer Engels terwyl ek Afrikaans lees. You who were far away from the covenant of promise. You who were aliens to the Commonwealth of Israel. Hoeveel nasies was 2 jaar terug by die Commonwealth of Britain? Toe die woman the beast gery het en hulle die toring van Babel met hulle kristalle gebou het en hulle almal buig voor die beast. 70. Waar bestaan die Sanhedrin? 70. Hoeveel nasies het van die toring van Babel weggetrek? 70. Niks is toevallig nie. En Satan weet dit beter as die meeste blinde gelowiges. Hy wys dit in alles wat hy doen. Julle was vreemdelinge of the Commonwealth. Daar was die Commonwealth Games. Commonwealth Games. Die 70 nasies. Hoeveel bullocks het Salomo geslag met elke Sukkot? Rarig. Is toevallig, né? So ons slag 70, nie ons nie, maar die sacrifice system. 70 bullocks. Vir wat? Vir die 70 nasies. Wat doen die 70 nasies? Hulle kom by mekaar en hulle buig voor die beest. Weet julle waarvan ek praat? The Commonwealth Games, 2, 3, 4 jaar terug. Julle almal het dit gesien. As iemand dit nie gesien het, laat iemand dit vir julle wys. Wat doen die 70 nasies? Hulle buig klaar. Dis 'n beest wat inkom. Slawe, vrouens wat slawe is, trek die beest daarin. Die girl kom met haar kristal, met haar illumination, derde oog, Heilige Gees, Kundalini Awakening. Sy sit bo op die beest. Hoer, ry die beest. Waartoe ry hulle? Terug toring van Babel toe. Wat doen hulle daar? Illumination. Almal bring hulle kristalle, gaan op in die toring van Babel tot heel bo. We are gods. This God. We will persecute these little stupid people. We'll cut their heads off. Ons is die enigste mense, if you keep the TNT, and you come back in the Commonwealth of Israel. Nie Juda nie, daar is nie 'n Commonwealth of Juda nie. Juda moet terugkom Commonwealth of Israel toe. Anders is hulle synagogue of Satan. As jy nie deel is van hierdie burgerskap nie, wil ek vir jou sê, dan gaan jy lekker lewe hê in die eerste 3,5 jaar, en daarna sterkte vir jou met die pla. Want dan sit Jehovah se beurt, wanneer hy opstaan. Maar wanneer jy deel is van hierdie, gaan jy miskien die ongeneesbare swere vryspring, maar jy gaan konstant gepersecute word. En dis okay, want jy verstaan covenant. Dis hoekom hierdie naweekie is. Dis hoekom jou Bybel daar is. Tot nou toe was julle vreemdelinge van al hierdie goeders. En as julle in die tribulation ingaan en julle is vreemdelinge van hierdie goed, gaan julle nie verstaan nie, julle gaan nie kan enduur nie. Maar nou in Yeshua die Messias, het julle wat vroeër, tog julle kyk in julle Bybels, julle wat vroeër far off, you who were before far off, through Messiah, you are now naby gekom deur die bloed. Deur wat se bloed? Dieselfde bloed, hallo, battery. Dieselfde bloed wat teen die deurkusyn was in Egipte,
Wat maak nie saak of dit 'n Egiptenaar of 'n Israeliet of 'n hoekom was daar so baie nasies in Egipte? Daar was net voor dit, die 400 jaar terug, was daar hongersnood en Josef het gemaak dat daar voorraad is. En wat het die hele wêreld gedoen? Hulle het gekom koop en dan naderhand is hulle geld klaar. Toe kom en dan gee hulle land. Naderhand is hulle land op. Okay, kom ek en my gesin is julle slawe. So die hele wêreld van elke stam, nasie, volk en taal, klink dit bekend, was in Egipte, wat saam met Israel uitgetrek het. En elkeen wat vaar af, die 10 melaatses, nie 11 nie, nie 12 nie, nie 9 nie, die 10 stamme, die 10 melaatses, staan vaar af en skree, wees ons genadig. And he will do the healing. Dis my boodskapie vir nou. Vanaand het ek een boodskapie nog vir die eindtyd example, maar dis baie nice. So moet ek dit nou bring, dat ons vanaand net kuier. Okay, nou wil ons breek en middagslaap vat en al die dinge. Look at the lampstand designed to give light. One piece of hammered work made of pure gold. It's not just another